En ek wil vir julle duidelik maak dat dit sê nie mans en vrouens het verskillende waarde nie, want meeste van die mense in hierdie artikel sal sê dit is die ding wat onder aanval is, dat ons wil sê mans is meer waardevol as vrouens. En dit is glad nie waar nie. Ons is ewe waardevol in die oë van die Here. Die lekker ding van hierdie YouTube goeters is, ek kan lekker hier sit, sê wat ek wil sê, en niemand van rapport, of niemand van een of ander entiteit kan enigiets wat ek sê afval nie. So, ek dink baie van julle sal dalk gesien het as julle volg wat in Suid-Afrika se media aangaan en oor enige teologiese moderne kwessies, as sou julle artikel gesien het wat tussen die hervormde kerk, die Dopperkerk en dan die NG Kerk 'n probleem gehad het wat hulle noem in hierdie artikel 'n vrou wat haar plek ken is 'n gelukkige vrou. So hierdie was in 15 Februarie het hulle hierdie artikel uitgebring en ek kan nie ongelukkig hier die hele ding vir julle wys, die hele ding vir julle lees nie, want ek dink hulle sal YouTube sal dit afval want hierdie is 'n betaalde ding. So hulle vra vir jou geld omdat jy hierdie artikels kan lees. Maar ek wil net so 'n paar goeters highlight wat hulle hier sê en dan gaan ons 'n bietjie praat oor die hoofartikel wat hier aan die begin van Januarie uitgekom het. So as jy hierdie artikel self kan kry, dan kan jy self daardeur lees, self daardeur volg, maar ek dink dis belangrike goeters wat ons hier uit moet praat en wat die kwessie is met vroue in leierskap, met vroue wat in die bediening is en die hoofding wat ons hier moet vir onsself vra is, gaan ons volg wat die Bybel sê, gaan ons luister wat die woord van God sê of gaan ons eie gedagtes volg? So reg van die begin af, reg van die tuin van Eden, die ding wat onder aanval is die woord van God. En met hierdie kwessie is net een kamp reg. Daar's net een groep mense wat reg is, of dies wat sê die vrou kan in die bediening optree net soos wat 'n man dit doen, sy kan preek, sy kan al die goeie doen wat 'n man doen, en dan is daar die kamp wat sê maar ons is gelyk in waarde, maar ons het verskillende rolle. So as jy hierdie goeders bietjie gaan bestudeer, die twee kampe waarvan ek hier praat is of egalitarianism of complementarianism. Ek weet nie wat se Afrikaanse woorde daarvoor is, ek kan myself gaan kyk, maar egalitarianism sê dat mans en vrouens het dieselfde waarde en dieselfde rol. Dit is nou vir die samelewing, in die kerk, in die huisgesin, alles van hierdie. Complementarianism leer vir ons dat 'n man en 'n vrou is gelyk in waarde, 100%, maar ons het verskillende rolle. Die man het die leiding wat hy moet neem in die kerk, in die samelewing en in die familie, en die vrou moet onderdanig wees aan dit. Nou onderdanig beteken nie die man kan die vrou abuse en te kere gaan en al hierdie goeters nie. Niemand sal ooit sê enigiets soos dit nie. As jy 'n man is, dan as jy jouself 'n man noem en jy doen dit dat jy vrouens abuse, dan is jy buite die wil van God en dis natuurlik nie wat ons moet doen nie. Maar dis net as ons die skrif lees is daar duidelik dat die twee verskillende funksies is van mans en vrouens in die samelewing en veral met betrekking tot die kerk. So as ons ook gaan kyk, soos die Bybel leer vir ons dat Christus vergelyk 'n man en 'n vrou verhouding in die huwelik met sy verhouding met die kerk. Christus is die bruidegom en die kerk is die bruid. Met ander woorde, net soos wat daai verhouding nie kan funksioneer as ons nou ewe skielik sê ons is die bruidegom, ons wil in beheer wees, ons wil doen wat ons wil doen, dit gaan nie werk nie. Christus gaan nooit vir dit gaan nie. So hier's 'n duidelike hiërargie wat die Here vir ons uitgesit het. Nou weer eens wil ek highlight en ek wil vir julle duidelik maak dat dit sê nie mans en vrouens het verskillende waarde nie, want meeste van die mense in hierdie artikel sal sê dit is die ding wat onder aanval is, dat ons wil sê mans is meer waardevol as vrouens, en dit is glad nie waar nie. Ons is ewe waardevol in die oë van die Here. Net belangrik om te weet is, wie het Satan getarget in die tuin van Eden? Was vir Eva. So die Satan weet as hy 'n vrou, as hy die vrouens het in ons samelewing, as hy hulle kan mislei, as hy hulle kan vang, dan het hy die hele familie eenheid. Want die man kan nie funksioneer sonder die vrou nie, die kinders kan nie funksioneer sonder die vrou nie, maar wie het hy getarget in die tuin van Eden is vir Eva. Hy het na Eva toe gegaan, want hy het geweet hy kan haar makliker mislei. Dis net so eenvoudig as wat dit is, wat die woord vir ons sê. Met hierdie alles wil ek sê, daar's natuurlik baie mans wat nie hulle werk doen nie, daar's natuurlik baie mans wat nie in 'n pastorale rol optree soos hulle moet nie, en dis eintlik God se oordeel op 'n kerk wanneer die vrou in 'n leierskapposisie is. Maar die vraag is dit Bybels? Is daar 'n Bybels gefundeerde ding wat vir ons praat, wat vir ons hierdie rolle uitwys? En ek gaan dit hier vir jou uitlig, en dan moet jy maar jou eie ondersoek doen en sê, wat dink jy sê die skrif hieroor? Ek persoonlik dink is duidelik. So jy kan hierdie artikel gaan lees, dit is 'n vrou wat haar plek ken. As jy op hierdie gaan klik, dan sal jy sien, dit vat jou na hierdie artikel wat praat van die NG Kerk en hervormdes konfronteer doppers oor vroue in die amp. So hierdie gaan alles weer eens oor, kan vrouens in die bediening staan? En hierdie praat van die pastorale rol. Laat ek vir julle net mooi verduidelik, die
point van contention, die ding waar ons stry is nie kan vrouens evangeliseer nie, dis nie kan vrouens deel wees van die kerk, in die kerk sit, kan vrouens sing in die band, enigiets van dat, dit is nie waar dit gaan nie, dit gaan oor, kan vrouens preek, kan hulle as 'n pastoor doen wat 'n pastoor moet doen in die kerk, en ek dink dit is duidelik as jy die skrif lees, dat 'n vrou dit nie kan doen nie, sy is nie bedoel om dit te doen nie, so, kom ons gaan na die hoofartikel wat ek op wil agslaan hierso, so dit is hierdie een wat sê, mening is die gereformeerde kerk dan 'n mannekultus. So dit is die opskrif, hierdie is 11 Januarie, dis in die rapport, so hier soos ons hier lees, dan sê dit lyk asof meer as die helfte van die synodegangers van die gereformeerde kerk, minder as die helfte van die evangelie van Jesus Christus verstaan, skryf Wim Vergeer. Nou hierdie is dit duidelike attempt, hierdie is 'n duidelike probeerslag om sensasioneel te wees. Om te sê, hierdie ouens glo nie die helfte van die evangelie, ek bedoel, dis net absoluut blaatant nie waar nie. Dis nie wat enigeen van hierdie ouens sal sê nie, hulle glo die volle evangelie, en ek dink dit is maar net 'n manier om aandag te kry. Dis maar net 'n manier om te sê, okay, ja, ons wil mense hê, jy moet op hierdie ding klik. So ek dink hierdie ou self, ek kan nie dink dit is regtig wat hy glo, as jy complementarian is nie. As jy glo, mans en vrouens het verskillende rolle in die familie en in die kerk, dit maak nie dat jy die helfte van die evangelie glo nie. Dis net 'n belaglike stelling as jy my vra. So, hy maak 4 punte hier, weens, ek kan nie alles vir julle lees nie, maar ek sal net so highlight. Sy eerste punt is, die kerk is deel van die koninkryk van God, stem saam met dit. Dit is 'n geestelike ryk, maar dit is nie net 'n geestelike ryk nie. As jy dit mooi verstaan, is daar 'n millennial koninkryk, waarvan dit praat, daar's 'n aardse koninkryk wat nou en op 'n fisiese manier teenwoordig is, dit kan mens eendag oor praat, en dan is daar 'n geestelike koninkryk wat nou op die aarde funksioneer. Maar, hy gee daar 'n paar verse. Die tweede punt wat hy maak is, toegang tot hierdie geestelike koninkryk geskied slegs deur 'n tweede geboorte. Ja, ek stem saam. So jy kan nie deel hê van die koninkryk van Christus as jy nie wedergebore is nie. Sover het dit niks te doen met mans en vrouens se rolle nie. Die derde punt wat hy maak is, die Heilige Gees gee 'n geestelike gawe van elkeen wat weergebore word, en hy quote hierso 1 Korintiërs 12 spesifiek 7 en 11. Nou die ding wat ons hier vir onsself moet vra is, daai deel sê, die Heilige Gees sal aan elkeen gee soos die Heilige Gees dit goed dink. As jy gaan lees in Titus, as jy gaan lees in Titus 2, dan gee dit die rolle wat vrouens kan vervul in die kerk. En een van dit is om ander vrouens te leer. So as sy die gawe het van lering, is dit 100% aanvaarbaar, sy moet net ander vrouens gaan leer. So die punt van contention hier, die punt waar ons stry, is nie dat vrouens die gawe sal kry om te kan preek nie. Daar's baie vrouens wat baie goed preek. Die punt is, hy kan dit nie vir 'n man doen nie. Dit is die punt wat ons maak. So sy hele argument in hierdie punt nommer 3 val op sy kop, want die gawes wat vrouens kry, ontvang van die Here, kan gebruik word om ander vrouens te leer, maar nie mans nie. Dit is net duidelik wat die skrif sê. En ek sê nou duidelik, kom ons gaan na die woord van God. As ons gaan kyk in 1 Timoteus 2, veral die vers wat die belangrikste hier is vers 11. Let a woman learn in silence with all subjection. Nou, as jy gaan kyk na die Griekse woord vir silence, is dieselfde woord wat gebruik word in vers 2, en dit verwys na peaceable. So dit beteken nie absoluut doodstil, jy mag gaan sit nie 'n woord sê. As jy dink daaroor, dis onmoontlik om doodstil te sit. So as jy baie tegnies wil wees, is jou hartklop maak ook 'n geluid. So die feit dat jy daar sit, maak klaar dat jy nie 100% stil kan sit nie. So daai silence is net 'n ander woord vir peaceable. So met ander woorde, hulle moet sit in kalmte, en hulle kan nie die gebeure van die diens oorneem nie. Dis net wat Paulus daar probeer. En dan sê hy in vers 12, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp. Sê I suffer not a woman to teach. Wat hy sê is, die vrou kan nie lering gee in die konteks van authority over a man. Dit is die punt wat Paulus hier maak, want die punt wat hy maak is om te preek op 'n Sondag voor die hele gemeente, is jy besig om autoriteit oor die man uit te oefen. Dit is die ding wat Paulus hier sê jy nie moet doen nie, en weens hy silence kan wees peaceable. En dan die groot argument wat ouens teen hierdie gebruik, wat teen die complementarian posisie gaan, is om te sê, maar hierdie is net vir daai kerk bedoel. Hierdie was bedoel net vir die kerk vir wie hy dit skryf, en dit is net in hulle kultuur en in hulle konteks. Die probleem daarmee is, kyk waarmee vergelyk Paulus dit. Hy gaan na in vers 13, for Adam was first formed, then Eve. So met ander woorde, hy vat ons terug na Genesis 3 hierso. Met ander woorde, hy vat ons terug na die skepping. Hy vat ons terug na die skepping van die hele aarde. Met ander woorde, hy kon enigiets ons teruggevat het. Hy kon gesê het ook, hoor, hierdie is net vir die kerk van nou bedoel, maar hy doen dit nie. Wat sê hy? Hy vat jou terug na skepping. Wat is die orde wat God gebring het van die begin af met die val? En met die great fall, toe Adam en Eva gesondig het in die woord van God. Vers 14 sê,
And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. So met ander woorde, hier sê vir jou duidelik, dat dis Eva wat mislei was, nie Adam nie. Interessante deel hiervan, as jy bietjie dieper aan gaan, in Genesis 2, sal jy sien, God het geskep voor Adam. Hy het die eerste 6 dae gedoen. Genesis 2 gaan oor hoe God fisies skep terwyl Adam dit sien, en dit is hoekom die Satan geweet het, hy sal nie vir Adam kan mislei nie, want Adam het fisies gesien God skep, maar die vrou kon hy mislei, want Adam het basies net vir haar gesê, hierdie is hoe God geskep het, as dit vir jou sin maak. Maar as ons gaan na Genesis 3, die deel wat hy ons hierna toe vat, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. So, kom ek vra vir julle, so is dit universeel dat vrouens pyn het in geboorte? 100%, dis universeel. Dis nie net 'n sekere hoeveelheid Paulus se mense met wie hy daar gepraat het in 1 Timoteus 2 nie, die hele wêreld se vrouens het pyn met geboorte. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. So 'n deel van die val is dat 'n vrou sal 'n begeerte hê tot 'n man. Nou hierdie begeerte, moet jy verstaan, is nie 'n seksuele begeerte nie. 'n Seksuele begeerte in die huwelik is 'n goeie positiewe ding. Hierdie ding praat van 'n vrou wat wil beheer uitoefen oor die man. En dit kan jy nou sien in ons gemeenskap, en met hierdie hele feminisme beweging. Al daai vrouens wil beheer hê oor die man. Dis soos hulle strewe, hierdie pershaar vrouens wat 50 aborsies soek en net wil doen wat hulle wil doen. Dis 100% hierdie vers wat praat van hulle. Hulle het hierdie gees wat in hulle opkom. Soos party ouens sal dit 'n Jezebel gees noem. Hulle het soos 'n ander manier om te dink. En alles wat vir hulle belangrik is net om beheer uit te oefen, en veral oor mans. Dit is waarvoor hulle lewe. En ongelukkig het feminisme gemaak laat baie vrouens op hierdie manier reageer. Maar die punt is, in Christus kan mens ontslaa raak van hierdie begeerte. Maar waarby ek wil uitkom is die vrouens wat wil beheer neem in die kerk en in hierdie amptsposisie staan waarteen Paulus duidelik sê, jy kan dit nie doen nie, is oor daai gees wat begin het met die val. Dit het nie begin met net die rise van feminisme aan die einde van die 1900s nie, maar dit het begin met die tuin van Eden. Dit is waar hierdie sondige natuur begin het. Nou, as ons ook gaan kyk, wat baie belangrik is hiervan, hy sê in vers 15, want ek weet party mense gaan die gebruik as 'n rebuttal. Vers 15 sê, notwithstanding she shall be saved in childbearing if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. So daai saved gaan hulle sê, ja, sien jy, as jy dit so letterlik wil opneem, 'n vrou word nie gered omdat sy kinders baar nie. En 100%, die saved waarvan hy hier praat, is hierdie begeerte wat ons gelees het in Genesis 3. Jy moet dit in konteks lees. Praat nie, niks van hierdie is soteriologies nie. Niks van hierdie het te doen met redding nie. Dit is nie wat Paulus hieroor praat. Hy praat van hierdie saved, jy word gered van hierdie feministiese mindset wat jy het om beheer uit te oefen oor die man deur kinders te baar, deur 'n familie te begin. En dit kan jy sien is waar. Sodra 'n vrou kinders kry, raak haar meeste vrouens se prioriteit meer om nou vir die kinders te sorg, en hulle word gered van hierdie, ek moet hierdie great, jy weet, female boss wees en ek moet beheer uitoefen oor almal. Dis die manier wat jy kan ontslaa raak af. Nou vir van julle gaan ook sê, maar ek kan nie kinders kry nie, dis fyn. As jy getroud is, dan kan jy 'n kind aanneem, jy kan die kind groot maak. Dit hoef nie jou eie natuurlike biologiese kinders te wees nie. So daar's natuurlik vrouens wat dalk nie kan kinders kry nie. Dis nie die punt is. Die punt is as jy 'n familiegesin het, dan is dit 'n manier wat jy gered kan word van hierdie feministiese ideologie. Nou baie belangrik, net as jy hierna gaan kyk in 1 Timoteus 3. So Paulus gee vir jou hierdie feit dat hy sê die vrouens kan nie in die ampt optree nie. Dan gaan hy in 1 Timoteus 3 en nou gee hy vir jou die office of a bishop. Nou sê hy vir jou, nou kyk wat sê hy so. Hy sê, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop. Nie vrou nie, alles in die Bybel sê elke jot, elke titel is daar met 'n rede. Dis nie toevallig, daar's nie enige speling hier om te sê dit kan vir 'n vrou bedoel wees. Hy sê, if a man desire the office of a bishop. En dan moet jy ook gaan kyk, elke keer gee hy die manlike pronoun. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. Kan nie 2 vrouens het nie, sê dit vir hy prosperity manne van julle. Vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, no striker. En dan gaan hy hier aan. Maar jy kan sien, dit is 'n manlike pronoun wat hy daar gebruik. If a man desire the office of a bishop. Die office van 'n bishop is nie beskikbaar vir vrouens nie. So die NG Kerk ouens, die ouens wat doleer en die dopper ouens wat sterk staan op dit wat julle doen, hou aan sterk staan daarvoor, want dit is wat die woord van God sê. Al try hulle jou emosioneel manipuleer met daai met hierdie
artikel wat hulle hier skryf is, dit is net nie wat die woord van God vir ons leer nie. Nou, weens hulle try hierdie verskoning gebruik, hierdie is net vir daai tyd, maar kom ek wys vir julle dat dit werk ook nie. So as ons gaan kyk, Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 17. So in 1 Korintiërs 4 vers 17 sê, For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. So hy sê, wanneer hy skryf aan Timotheus, waar het ons nou net gelees? Timotheus. I write unto every church. I teach everywhere and in every church. Oepsie. So daar vernietig het hierdie deel dat hierdie bedoel was net vir die omstandighede van daai dag. Nou kom ons gee gou vir julle hierdie ook. So as jy hierso gaan intik in Google, when did churches start ordaining women? Wanneer het vrouens begin, wanneer het kerke begin om vrouens te ordeneer in die ampt? Jy duidelik sien during the 19th and 20th centuries. So hulle sê van die eerste vrouens was daar 1853 en dan die explosion van dit het gebeur rondom 1970. Toe dit begin. So wat jy moet verstaan is, vir 1800 jaar was hierdie nie 'n ding nie. Almal het verstaan, die office of a bishop, 'n pastoor is bedoel om 'n man te wees, nie 'n vrou nie. Niemand het 'n issue daarmee gehad het. Toe ewe skielik begin hulle vrouens ordeneer. En hoekom? Gaan tik in when did feminism start? Wanneer het feminisme begin? Die eerste wave, daar 1848, as jy weer terug gaan na die 1853 was haar eerste vrou georden, en as jy gaan kyk dan wanneer het ontplof, wanneer het baie populêr geraak hier, later waves such as the second wave 1960s to 80s, toe het feminisme baie populêr geraak. En wanneer het meeste kerke begin vrouens orden? Hier in die 1970s. Major denominations like the Evangelical Lutheran Church in America, Episcopal Church followed. So dis wat jy sien. Die vrouens wat georden word as pastore en oor in 'n autoriteitposisie oor mans staan, was 'n reaksie op feminisme. Die kultuur het gesê feminisme is 'n ding, vrouens moet in die beheer wees van al hierdie goeters, vrouens kan in die kerk dien, vrouens kan in autoriteit oor mans staan, nie net in die huis nie, maar by die kerk, nie net in die kerk nie, maar ook in die algemene society, en in eerstens was 'n disaster. Die kerk is slegter af as wat dit ooit was, oor 'n groot deel van hierdie invloed. So ons moet net verstaan, al wat egalitarianism is 'n reaksie op feminisme wat hier in die 1970s veral populêr geraak het. Voor dit vir 1900 jaar was dit glad nie 'n ding nie. Dis uit en uit 'n reaksie daarop. Nou vra ek vir julle die volgende vraag. Al die goeters wat hulle in hierdie in hierdie artikel sê en quote hoekom vrouens kan preek en al hierdie goeters, dan sal hulle sê byvoorbeeld hierso in die swygebod aan vrouens in 1 Korintiërs 14 word immers voorafgegaan deur die duidelike uitspraak in 1 Korintiërs 11 vers 5 dat vroue wel in die erediens mag bid en profeteer. So hulle gee hulle voorbeelde wat nie preek is nie. So hierso, hy het nou 'n kans. Onthou wat jy moet sê, as jy so 'n artikel skryf, dan vat jy jou heel beste argument en jy begin met dit. Sy beste argument is 1 Korintiërs 11 vers 5 wat wys dat vrouens bid en profeteer. So hy probeer vir jou wys dat vrouens mag preek voor mans en dan gee iets wat nie 'n preek is nie. So wie en sê ek, vrouens kan die evangelie bring, en julle moet 100%, julle moet hard werk om mense die woord van God te gee in 'n evangelistiese sin, en jy kan bid, en jy kan in die band wees, en jy moet die kinderkerk lei, en jy kan die vroue bediening lei. Al wat ons sê, is jy kan nie in beheer staan oor 'n man nie. Dis net, as jy dit wil doen, dan val jy in Genesis 3, in Genesis 3 vers 15, wat deel is van die curse wat op vrouens geplaas is. So, hierdie is nie 'n persoonlike subjektiewe ding wat ons kan besluit hoe dit werk nie. Dis die Bybel sê vir ons so. Wat jy moet verstaan is egalitarianism kom van een plek af en is in die diepste poorte van die hel. Want dit is ook natuurlik die eerste domino wat val. Jy sal sien, elke kerk wat toelaat dat hierdie egalitarian ding in hulle kerk kom, dis 'n paar jaar daarna en dan begin hulle homoseksuals trou. Dis 'n paar jaar daarna en dan begin hulle sag teen sonde gaan. Dan begin hulle ecumenical gaan. Dan begin hulle op jouk saam met Rooms-Katolieke kerke, ander valskerke, en hulle éventueel laat gaan met die evangelie, en die kerk raak totaal en al liberaal. Jy kan altyd sien, dit is die trant wat dit volg. En hierdie moet ek net ook vir julle verduidelik, soos dink net gou logies. As julle hierdie wil gaan bestudeer, jy noem dit force doctrine, ek dink is seker magsdoktrine wat jy dit so sal noem. God het mans en vrouens gemaak met 'n hele verskillende fisiologie ook. So julle kan byvoorbeeld gaan kyk, daar was nog nooit 'n vrou Navy SEAL nie. Hoekom nie?
Want vrouens het nie die fisiologiese kapasiteit wat mans het nie. Dit is net eenvoudig 'n realiteit van hoe dit is. Met ander woorde, as jy al die vrouens in die wêreld vat en al die mans in die wêreld vat, die enigste rede hoekom vrouens mag beheer het is omdat mans toelaat dat dit gebeur. As jy vat na 'n fisiese konfrontasie, die man sal altyd die vrouens in 'n fisiese konfrontasie oorheers, met uitsluitlike gevalle. Ek bedoel, jy kry mans wat verfyn tussen 50 kg weeg en vrouens wat 120 kg weeg en bodybuilders is wat spuit al vir hulle hele lewe, wat daai konfrontasie gaan wen, maar oor die algemeen gaan 90% van mans 90% van vrouens domineer. Ek draai dit nie sê om lelik te wees, ek draai net sê God het ons met 'n ander fisiologie gemaak want ons is bedoel om die leiding te neem. In leiding in die huis, leiding in die kerk en leiding in die algehele mans is bedoel om die presidente te wees in hierdie goeie. Sodra 'n vrou dit doen, jy kan gaan kyk, is dit 'n disaster. Met dit als gesê is vrouens essensieel vir die evangelie. Is vrouens essensieel tot die werk van die koninkryk. En jy moet nie na hierdie video kyk en dink, ag ja, ek kan nou niks doen nie want ek kan nie preek nie. Nee. Ons sê net wanneer ons almal in ons spesifieke rolle funksioneer, gaan ons 'n gesonde kerk hê en kan ons die evangelie bou soos wat die Here wil hê ons moet dit bou. Nie soos wat jy dink goed nie, nie soos wat jy subjektief dink dis 'n manier om dit te doen nie. Dan is jy in lyn met die woord van God. So dis hoekom ek wil mans ook aanmoedig. Staan op vir wat reg is. Julle moet die leiding neem. Julle moet gaan en gaan preek in die kerke. Julle moet die leiers wees. Nou ek verstaan as hulle dit nie doen nie, dan voel die vrouens ook ons moet oorneem, maar dit is omdat die mans nie hulle werk doen nie. So gaan doen jou werk, dis die oordeel van God dat vrouens in hierdie leierskapsposisies kan staan. Maar wat ek vir jou gegee het is net historiese feit, dis net wat die Bybel vir ons leer en ouens skryf hierdie tipe artikels om jou emosioneel uit te byt en jou te vermom eintlik wat die ware woord van God sê. Maar ek seker julle gaan baie kommentaar hieroor hê en ek sien uit daarna en wat weet ek? Ek en Spencer Smith is maar net twee ouens met 'n Bybel.